Nou ja, ek kan nie onthou wanneer laas was ons so eil gesaai nie. Sjoe. Nou ja, ons is bly vir die wat bietjie kan weggaan en ek is dankbaar vir julle wat hier is. Anders het ek nou soos tydens die eerste lockdown vir die leë banke gepreek. En net oom Attie daar agter. Kom ons dra ons tyd aan die Here op. Hemelse Vader, ons dankie dat Jesus aarde toe gekom het. Dat U U seun gestuur het, U enige gebore seun, U geliefde seun in wie U 'n welbehae het. Daai seun van wie U sê, dit is my diensknegt, dit is my uitverkore een. Hierdie is die een oor wie ek my verbly, die een wat ek lief het, met 'n ewige liefde voor die skepping al, en dat U name in U gedagte gehad het, name op U hart gehad het, wanneer U vir Israel sê, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, of wanneer U sê, ek het jou by jou naam geroep, of wanneer U sê, die herder ken sy skape, elke skaap ken hy, elke een se naam ken hy, en hy roep hulle by die naam. En dankie dat ons kan sê, dat dit waar is van ons, dat U ons geroep het persoonlik, nie net 'n algemene uitnodiging nie, of net so lief het God die wêreld gehad nie, maar so lief het die Here my gehad. Ons prys U, dis 'n wonderlike genade, en ons dankie dat ons in Jesus naam by mekaar kan wees, en ons is dankbaar dat baie van ons broers en susters geleentheid het om weg te gaan, met vakansie is, en dankie ook dat ons hier kan wees met U goeie gawe uit die hemel vandag, waar die reën so mildelik val, die sluise is oop, en dit is baie reën, maar ons wil nie daai mense wees wat begin kla, wanneer dit reën is dit te veel, en as dit ophou reën, wanneer gaan dit weer reën, en nee, maar dat ons U dank, want U is die een wat presies weet hoe om U skepping te bestuur, en te onderhou. En dankie vir groter gawes as dit, vir die onuitspreeklike gawe van Jesus. Amen. So, daar is nie aanddiens nie, nee? Geen middagdiens nie. En dan Kersoggend 9:00. Ons Kersdiens is gewoonlik ons nou korter, daar is nie afkondigings en verjaarsdae en so aan, dus goeiemôre, skriflesing, sing en preek. So, Kersoggend 9:00. En dan volgende Sondagoggend weer net 'n oggenddiens, en dan die 31ste, Oujaarsdag. Ek dink dit moet 'n Woensdag wees, nee? Oujaars, dan sal ons 'n diens hê 5:00 die middag, en dan net 'n oggenddiens die 4de. En dan eers wat gaan die datum wees? Die 11de, nee? Dan is dit terug na normaal. Ons 2 dienste op 'n Sondag. Baie geluk Tannie Marietjie, Tannie se verjaarsdag vandag, en Tannie se broer, ook hier, oom Johan, geluk met oomsin, die 23ste. Tannie, is Tannie nou ou sis, of is dit ou boet? Ou sis. Goed, maar baie geluk aan albei van julle met julle verjaarsdag, en ek sien vir Sharon, maar nie vir Anthony vandag nie, maar geluk aan hom ook. Op Kersdag. Ja, baie geluk, ons sal hom Kersdag geluk wens, as hy hier instap. En dan vir die van julle wat nou nie familie het op Kersdag nie, of jy het nêrens waar jy gaan nie, is baie welkom na ons huis toe te kom, hier langsaan. So, bring ietsie om te eet en te drink, iets om te deel, as jy nou hoender sou maak, bring maar jou hoender, of gammon, of wat ook al die plan was vir Kersdag. En laat weet net vir Deidre asseblief, dat ons net weet hoe om voor te berei. Die selfoon se klank, dankie. Goed, ons Markus, hoofstuk 7. Markus hoofstuk 7, eerste 13 verse.
En dan wil ek vir jou sê, vir die van julle wat wil, of 'n vriende aanstuur, ek moet weer 'n klompie opnames by RSG gaan doen, Vrydagoggend. En dit word uitgesaai, ek dink tussen Kersdag of 26ste of 28ste tot Nuwejaar. Van daai maandag af, wat is die maandag se datum? So van die 29ste af tot in Nuwejaar in. Oggend en aand gedagtes, die wat those who want to bother to get up early. Of die aandgedagtes ook. Markus hoofstuk 7 vers 1 tot 13. Die Fariseërs en sommige van die skrifkenners wat van Jerusalem afgekom het toe by hom, dus by Jesus, byeengekom. Hulle merk toe dat sommige van sy disippels brood eet met onrein, dis ongewaste hande. Die Fariseërs en al die Jode eet immers nie tensy hulle hande deeglik gewas het nie, omdat hulle vasklou aan die tradisie van die voorouers. En wanneer hulle van die markplein afkom, eet hulle nie voordat hulle self gewas het nie. Ons nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle vasklou. Die was van bekers, kruike, koperhouers en eetbanke. Toe vra die Fariseërs en skrifkenners hom, waarom tree die disippels nie op in ooreenstemming met die tradisie van die voorouers nie, maar hulle eet brood met onrein hande? En hy antwoord hulle, Jesaja het reg oor julle skynheiliges geprofeteer, soos al geskryf staan. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellings die voorskrifte van mense. Julle versaak die gebod van God en klou vas aan die tradisie van mense. Hy het ook vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif en sodoende julle tradisie te handhaaf. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of moeder beledig, laat hy beslis doodgemaak word. Maar julle sê, as 'n mens vir jou vader of moeder sê, wat 'n voordeel u ook al van my sou kon ontvang, dit is korban. Met ander woorde, dis 'n offergawe. Jammer pa en ma, ek kan julle nie finansiëel help nie. Ek weet julle is oud, maar hierdie is vir die Here. Ek moet vir hom geld gee. Dan hoef 'n mens, dis wat hulle gesê het, vers 12, dan hoef 'n mens hoegenaamd niks meer vir sy vader of moeder te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur die tradisie wat julle oorgelewer het, en julle doen ook nog baie soortgelyke dinge. Kom ons bid saam. Voor ons saam bid, kan ons die volgende afkondiging ook kry. Daar sê, ek gaan daai twee saam doen. Het jy ietsie? Okay. Goed, so wil jy dan sommer vir ons die dankgebed doen? En as jy hier kom staan, en terwyl jy net jou mikrofoon vat, ek het nie geweet daar is 'n sendinggebed nie, maar kan ons vir Paul Schlelein en vir Paul en Melinda bid, wat in Limpopo werk. Hulle het buiten vir die kerkplantings wat hulle doen, het hulle so 'n skooltjie begin. En daar is 100 kinders by die skool, en die skool groei so, dis Mesebe Classical School. Hulle probeer ordentlike Christelike opvoeding vir kinders in die village gee, want hulle het agtergekom, dit is vir hulle baie moeilik om die volwassenes te bereik. Hulle bereik party, maar hulle bereik die kinders. En deur die kinders kom die ouers nou skool toe en hulle preek die evangelie vir die ouers. Maar nou het hulle 'n krisis, dat die ou wat die hoof was, hy het nou aanbeweeg na 'n ander skool toe waar hy nou meer betaling kry. En dan 2 van hulle heel bestes in die personeel skuif na Johannesburg toe. So hulle het 'n krisis, hulle het nie personeel nie, en hulle het gevra dat ek afkondig en dat ons bid, dat as daar iemand is, wel, dis nou jammer, ek kondig het op die 21ste Desember af. Ons is nou min mense hier, maar as daar iemand is wat kwalifikasie het in onderwys en dink ek sal bitter graag die Here op daai manier wil gaan dien vir 'n paar maande, invloed hê op daai kinders se lewens, het hy gesê, asseblief, as julle hulle kan kontak, julle kan my praat, ek kan vir jou kontak details gee. Maar kan ons bid daarvoor asseblief, arbeiders ook in daai oes. Dankie. Julle weet dat rondom hierdie Kerstyd, vanoggend ek sê, dit sluit nou so aan by daai skrifgedeelte wat jy vanoggend het, die tradisie van mense, en dat oor sien jy maar die hele Kersding, en as jy so 'n bietjie luister na wat mense praat, dan kom jy agter, baie van dit kom glad nie by die Here uit nie. Kom glad nie by die een uit
oor wie dit nou eintlik moes gaan nie. So kom ons het laas jaar spesifiek gebid rondom die Kerstradisies daar. Ek dink amper ek weet nie watter land in die ooste was dit nou weer nie. Wat is dit nou weer? Was dit in Japan of iets? Waar die ouens die een of ander Walt Disney tipe karakter of iets in hierdie tyd steek oral kop uit, is nou hulle tradisie. Die tradisies van mense wat ons baie maklik kan beroof van waaroor dit regtig oor die een oor wie dit regtig gaan. So kom ons gebruik sommer die geleentheid, ons bid dan nou dat God se waarheid sal deurbreek deur die tradisies en regtig by mense se harte sal uitkom en dat die Here hierdie tyd sal gebruik om in mense se harte die vraag te begin laat vra, waaroor gaan dit regtig? Waarvoor hou ons hierdie? En wie is hierdie Jesus? Wat so af en toe ergens, al is dit nou Mary's boy child Jesus Christ, wat ergens in die hele ding bly vorentoe kom. Kom ons bid daarvoor en dan bid ons saam vir Paul. Here, baie dankie. Ons staan voor U. Ons weet wie die ware een is wat gebore is. En ja, ons weet dit was nie 25 Desember nie. Maar U het gekom. En in hierdie tye kan ons weer bedink wat dit behels het, wat dit beteken het. En ons gebed is dat waar hierdie wêreld so gerad is om van een of ander ding 'n mensding te maak, 'n tradisie ding te maak. En dan praat mense van die gees van Kersfees en Here, ons kom glad nie by U gees uit nie. Ons kom staan voor U net opnuut weer. Dat oral oor hierdie wêreld heen waar mense in hierdie tye besig is om die een of ander Kersding te doen. Vader, dat ergens langs die pad hulle harte sal oopgaan. Het sê dit iets is wat iemand sê, iets is wat hulle hoor, iets is wat hulle lees, wakker word in hulle gees, dat U deur U gees sal werk. En hierdie wêreld sal kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, van hoekom Jesus mens kom word het. Vader, ons bid daarvoor, ons staan net opnuut weer. En ook selfs vir hulle wat in die totaal bereikte wêreld leef, maar as onbereikt is. Ons kom bid hier in Jesus se naam. En dan, baie dankie dat daar by Paul hulle 3 mense is, iemand wat aan hoof gestaan het en 2 onderwysers is wat so 'n positiewe invloed gehad het, dat hulle aangeskuif het na 'n volgende plek, omdat hulle as 'n aanwinst gesien word. Ons gebed is dat U daardie 3 mense sal gebruik en seën, en dan staan ons in afhanklikheid waar hierdie as ware saad is dan, wat Paul hulle in die grond ingesaai het, van die onderwyswêreld. Here, dat U sal kom voorsien, met nie net 3 in hulle plek nie, maar selfs as dit nodig sou wees nog meer, dat U die regtes en goeie onderwysers sal voorsien, en ook onderwysers wat sal kan kom inpas in die prentjie, in dit wat besig is om daar te gebeur. Baie dankie vir die goeie invloed, dankie vir kinders wat opgelei word, dankie vir ouers wat bereik word, dankie vir hierdie strategie. Maar Vader, ons gebed is, kom voorsien asseblief, en ons weet hulle is daar, U sal hulle stuur, ons bid dit in Jesus se naam, amen. Goeiemôre, so lekker om julle almal hier te sien, en ons hoop julle gaan die diens saam met ons geniet vandag, en lof en eer bring aan die koning wat vir ons gebore is. Staan asseblief saam met ons en kom ons bring lof aan die Here.
En dit is waar jy jou Bybel kan oopmaak. Lig is sy las en sag is sy juk. Matteus 11. Matteus 11, die laaste 3 versies, 28, 29 en 30. Ek het die Here gevra, Here, lei my. Wat moet ek preek op 21 Desember? En ek glo hierdie is baie gepas na 2025. So aan die einde. Matteus 11, 28 tot 30, die tema, 4 woorde, kom na my toe. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, nou die reën bietjie bedaar, ons hoor dit val nog saggies. U weet wat u kinders nodig het, wil u laat u woord kom soos die oggenddou, of soos die sagte reën, sê Moses, op die groen gras, en wil U asseblief kom en siele verkoop en vernuwe vandag, deur hierdie woord. Amen. 2025 was 'n harde jaar. Ek dink vir ons gemeente, vir individue in die gemeente, met werkstres, vir party verhoudingsprobleme, sterftes, tragedies, siektes, hospitalisasie, versoekings, sondelas, en seker baie dinge wat ons kan byvoeg by hierdie lysie, en dit is nie net ons gemeente nie. Ek weet nie hoe julle dit beleef het nie, maar ek weet van 'n klomp mense, en ek oordryf nie as ek sê 'n klomp nie, mense wat ek goed ken en persoonlik ken, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en wat ernstige siektes in hulle families gehad het. Voorbeeld, die predikant van Evander Baptiste Kerk. Hy het vir omtrent, ek dink dit was 18 maande, dalk 'n bietjie langer,
het hy klippe gekou. Hy het grondpad gery met sy gesondheid. Hy was in en uit die hospitaal, uit operasie op operasie, en dan een operasie gehad, en dan ontdek hulle 'n nuwe probleem wat hy ontwikkel het, medies. En dan sukkel hy daarmee, en dan nog 'n groot operasie, en hy het so, ek kan nie onthou wat het hy vir ons gesê, hoeveel kilogram hy verloor het nie. Maar hy het maar geword, sy oë sommer, jy kan sommer in sy oë gesien het, hoe maar en hoe swak hy geword het, en ysterverlies, en het vreeslik gesukkel, en baie van julle, buiten vir julle self, wat julle deurgemaak het hierdie jaar, en wat die gemeente deurgemaak het, julle het geliefdes, julle het vriende, julle ken mense, wat deur sulke moeilike tye is in hierdie jaar. En is vir daai mense wat Jesus sê in vers 28, kom na my toe. Kom na my toe. Nou wanneer Jesus sê, kom na my toe, dis meer as 'n altarcall. Hy wil nie kom vorentoe kom staan voor in die kerk, iemand gaan vir jou bid nie. Hy bedoel nie, kom na my toe, kom sê 'n sondaarsgebed op nie. Wanneer Jesus sê, kom na my toe, hy sê dit so in Johannes hoofstuk 6. Hy sê, ek is die brood van die lewe. As iemand honger het, laat hom na my toe kom. Wie dors het, as jy moet in my glo, as jy sal nooit weer honger wees nie, nooit weer dors wees nie. So hy sit parallel in een vers, kom na my toe en glo in my. Dis wat hy bedoel. Kom vertrou jou hele self aan my toe. Liggaam en siel en gees. Jou hele self, jou alles, kom bring dit na my toe. Kom vertrou jouself aan my toe. Hart en siel. Nou kom ons hoor wat sê in Matteus 11, 28-30. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal rus vind vir julle gemoed of vir julle siel. Want my juk is draaglik en my las is lig. So hoekom moet jy na Jesus toe kom? Wel, die eerste rede wat hy gee is, jy is moeg en oorlaai. Sê hy in vers 28. So die mense vir wie Jesus preek, hierdie woorde wanneer hy praat van moeg en oorlaai, beteken letterlik jy is uitgeput. Of soos die nuwe spreekwoordjie of die gesegdetjie sê, jy is lippe teen die klippe. Jy is uitgeput en jy is letterlik oorlaai soos 'n vissersboot, toe Petrus al daai vis gevang het en die boot te begin sink. Jy is oorlaai soos 'n donkie, hy is so swaar gelaai, daai donkie, dat uiteindelik knak sy knie, hy kan nie die gewig dra nie, hy gaan lê onder die gewig van die vrag. Jy is so oorlaai, jy is soos 'n ou bakkie daar in Wenda, en dis waar ek groot geword het. En dan ry daai bakkie teen 'n bult op, en jy sien hy gaan want daai ding is hoor as 'n lorry gelaai. Jy sien, jy moes al gesien op die snelweg, so daai ding so oorlaai. Dis hoe oorlaai jy voel, jy soos my pa, in 1984 vertel hy, hy sê hy sit so op die kant van die bed, en hy sit net so moedeloos, sy arms hang, want hy het 'n lewe van verskriklike sonde geleef. En hy sê net vir die Here, Lord, get me out of this mess. En toe die Here hom gered, hy het tot bekering gekom. Get me out of this mess. En dis dalk hoe jy voel soos hierdie vers 28, waar hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Hoekom is hierdie mense vir wie Jesus preek? Hoekom is hulle vermoeid en swaar belas? Hoekom is hulle moeg? Hoekom is hulle uitgeput? Hoekom voel hulle oorlaai? Het julle gewonder, wat het die skriflesing te doen gehad met die preek? Die skriflesing daar in Markus 7 van julle tradisies van julle vaders en al hierdie reëls wat julle het, dis die moeg en oorlaai. Die fariseërs het sulke laste op mense gelê, sê Lukas 11:46. Hulle het mense so vrag gelaai, so swaar gelaai met al hierdie reëls wat jy moet hou, die tradisies van die vaders. Die mense was uitgeput. En dan nog die wet van Moses, wat hulle nie kon vrymaak nie, sê Handelinge 13. Die wet het net vir jou gewys hoe sleg jy is. Dis die spieël wat vir jou wys hoe vuil jy is, maar die spieël kan nie jou gesig skoon was nie. En dan sê Petrus in Handelinge 15, ons pa's en ma's kon nie hierdie juk dra nie, kon nie hierdie las dra nie, ons voorouers kon nie hierdie las dra nie, nou wil julle dit op die heidene ook lê. Om te sê, nou moet jy hierdie reël hou en die besnydenis, en ja, die Here het die besnydenis gegee as 'n voorafskading van die besnydenis van die hart.
jy sien die wet en hierdie tradisies en die besnydenis, dit kon nooit jou gewete skoon was van sonde nie. Dit kon nooit die sonde las van jou afhaal nie. En met hierdie geswoeg en sweet en jy is moeg geploeg en jou skuldige gewete, want jy breek nou God se wet en jy kan dit net nie nakom nie, dit lei uiteindelik tot geestelike uitputting. En jy voel emosioneel uitgeput. En dit natuurlik, soos ek dink almal van ons hier weet, dit kan selfs 'n effek op jou liggaam begin, dat jy fisies siek raak. Want jy kan net nie meer die las dra in jou lewe nie. En Jesus sê vir daai mense, kom na my toe. So moenie en nie en maar en wonder en nog twyfel nie, kom. Dis 'n opdrag, kom. Moenie uitstel en sê jy sal dit Sondag doen by die kerk nie, kom nou. Nou ou het vir my dit gesê een Saterdag. Toe sê hy, tomorrow at church I will come to the Lord. Sê ek, why do you want to wait? Hy is daai Dinsdag dood. Maar hy was tomorrow at church. Hy was hier en ek het vir hom gesê, jy moet die Here vandag aanroep vir redding. Of soos een ou gesê het, nee, ek gaan wag tot my hele gesin, dan kan ons saam as 'n gesin die Here begin dien. Moenie wag vir jou gesin nie, moenie wag tot Sondag by kerk nie, kom nou. Jesus nooi jou, kom na my toe. Hy sê nie vir jou, kom na die predikant toe nie, kom na 'n beraader toe, kom na die nagmaal toe, kom na die doop toe, kom na die kerk toe. Jesus nooi jou na hom toe, kom na my toe. Nou waar vind jy hom? Jy gaan hom nie vind op YouTube. Ek moet een of ander prediker van oorsee luister. Ek moet na Amerikaanse predikers luister en na predikers van Skotland. Nee, hoe sê Deuteronomium vir ons? Die woord is nie daar ver oor die see nie. Deuteronomium 30. Moenie sê ek moet oor die see gaan om dit te gaan haal nie. Paulus haal dit aan in Romeine 10. Moenie sê ek moet na die hemel toe opklim dat ons Christus kan afbring nie. Ek moet na die doderyk neerdal dan moet ons Christus weer opbring uit die doderyk uit nie. Nee, maar hierdie woord is naby jou. Dit is in jou mond. Dit is in jou hart. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sê in vers 13 sal gered word. Net voor dit in vers 9 en 10 dan sê hy, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want as jy in jou hart glo dat God sy seun uit die dood opgewek het en met jou mond bely dat Jesus die Here is, sal jy gered word. Dis hier naby. Dis hier voor jou vandag. Jy hoef nie YouTube toe te gaan of iewers professionele mense te gaan sien om hierdie rus te kry nie. Dis hier. It's here for the taking. Die tafel is gedek. Sit net aan en begin eet. Kom ontvang hierdie brood van die lewe. Nou wat is die gevolg? Wat sal gebeur as jy na Jesus toe kom? Volgens vers 28. Wat sê die vers? Kom na my toe, wat gaan gebeur dan? Ek sal jou rus gee. Hy gee vir jou rus. Waarvan gee hy vir jou rus? Van al hierdie laste wat die fariseërs op die mense gelaai het. Al hierdie laste, die volgende gedeelte, né? Hoofstuk 12. Twee paragrawe, dan gaan dit oor die Sabbat. En die fariseërs, die disippels mag nie koring pluk op die Sabbat nie. Hulle is besig om te boer, hulle is besig om te oes. Die disippels mag nie dit en dat doen nie. Jesus, jy mag nie mense gesond maak op die Sabbat nie. Dis werk. En hulle het al hierdie reëls, ek dink hulle het iets soos 600 reëls gehad oor wat jy op die Sabbat mag doen en nie mag doen nie. Dis mos nou laste op mense laai. Jesus kom lig daai laste van mense af. Jy moet jou hande so was as jy van die mol afkom en dan moet jy die koperpotte so was en jy moet die glase so was. Allerlei rituele en jy moet jou arm so was dat jy nou nie onrein geraak het. Dalk het 'n heiden daar 'n Romein daar geloop in die mark en nou sy stof op jou sandale. Allerlei reëls. Jesus kom en hy gee rus van daai laste en hy gee rus van die las van 'n skuldige gewete wat jou pla oor jou sonde. En hy kom en hy gee rus vir ons van net die sonde las wat jy dra in jou lewe, hierdie sonde op sonde op sonde. En jy sien die een wat daai rus in Jesus kom kry. Man, hy's vol blyskap. Hy's vol blyskap. Meer as 'n Jood in die land van melk en honing. Nadat hulle gered is van daai slawe juk in Egipte, die Here daai juk kom afval. Red hulle uit slawerny uit Egipte uit, vat hulle na die land van melk en honing. Daar sit elke man onder sy eie vyeboom en jy het jou eie stukkie wingerd daar, jou eie wynplaasie, waar jy kan sit en net rus en geniet wat die Here gee. Maar hierdie rus is beter as dit. Dit was nou 'n rus in die beloofde land en maar nooit daai rus gekry nie. Want laat aangehou afgode dien. Maar Jesus kom gee regte rus.
En kom haal die slawe juk van ons skouers af. Amper soos Hebreërs 10 sê, daar bly 'n rus oor vir die volk van God. Daai rus is in Jesus. Ek en Deidre het, net om dit te illustreer, ek en Deidre het maandag aand, ekskuus tog, toe kyk ons 'n film, dit is 'n boek deur Francine Rivers, The Last Sin Eater. En die boek gaan oor hierdie klomp mense wat van Wallis af emigreer Amerika toe, en dan kom hulle in Noord-Amerika, uiteindelik hulle is nou gesetel daar, en hulle wortels is nou daarso, maar dan het hulle hierdie tradisie wat hulle saamgebring het, dat wanneer iemand sterf, dan is daar iemand wat uit die gemeenskap gekies word, hy word 'n sin eater genoem, en hy word eintlik verban uit die gemeenskap. So dan sit jy nou kos daar op die graf, en almal draai hulle rug, want die dooie is nou begrawe, draai rug, jy mag nie na die sin eater kyk nie, en dan kom eet hy nou daai kos, dan eet hy nou die sondes van daai dooie mens, sodat hulle nou nie verdoem sal word en gestraf sou word, of ten minste nie so erg nie. So dis hulle tradisie. En dan is hierdie meisie, sy is 10 jaar oud, en haar sussie het na die rivier toe geloop, en sy het met haar ma beklei met haar sussie, en toe hardloop sy na die rivier toe, en toe volg haar klein sussie, en toe val sy van die boomstok af in hierdie woelende waters, en sy verdrink. En dit ry so hierdie 10-jarige se gewete, haar naam is Caddy Forbes, en dit ry so haar gewete, dat sy's nou die oorsaak dat haar sussie dood is. En sy wens net iemand kan haar sonde wegvat. En sy wil nie wag tot sy dood is nie, want haar gewete pla nou, so sy wil nou na die sin eater toe gaan asseblief. En dan gaan sy na hom toe, en dan gee sy vir hom kos en hy eet dit. En dan sê sy, maar ek voel nie anders nie. My sonde pla my nog steeds. Dan uiteindelik was haar sendeling wat daar verbygekom het, en hy het vertel van the last sin eater, another sin eater, wat regtig ons sonde op hom geneem het toe hy aan die kruis gesterf het. En hy het alles klaar betaal, jy vertrou op hom. En toe hardloop sy so deur die veld na die ou tannie toe, en sy sê, it doesn't hurt anymore, it doesn't hurt anymore. My gewete is skoon, my sonde is weg. Another sin eater came, en dan vertel hulle uiteindelik vir almal in die gemeenskap, en dan kom hulle tot bekering en weet, is nie meer nodig vir daai tradisies van hulle nie. So wat is jou las? Dit was Caddy Forbes se las. Wat is die las wat jy dra in jou lewe? Dat jy voel dit pla my net, en dit pla my net. Jesus sê vir jou, kom na my toe. Almal wat moeg is, uitgeput, oorlaai, ek sal vir jou rus gee. Wanneer hy sê, ek sal vir jou rus gee, die Grieks daarso, gebruik 'n werkwoord, wat beteken, hy gaan aanhoudend vir jou rus gee. Dis nie eenmalig wanneer jy tot bekering kom nie. Hy sal aanhou vir jou rus gee, en weer vir jou rus gee, en weer vir jou rus, 'n aanhoudende rus. So dit beteken, hierdie uitnodiging vandag, kom na my toe. Dis nie net vir nuwe bekeerlinge en sê, ek gaan vir jou rus gee nie. Dit is vir 'n Christen wat al 50 jaar met die Here stap. 40 jaar, 30, 20 jaar dien jy al die Here, en jy voel uitgeput op hierdie stadium in jou lewe, veral na 'n jaar soos hierdie een. Jesus sê vir jou ook, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Wanneer Jesus sê, ek gaan vir jou rus gee, dan is dit nie net rus van sonde nie. Dit is nie net rus van al hierdie laste en reëls wat die Fariseërs op mense. Dit is rus van al jou probleme, van jou siekte, van jou depressie, van jou vrees, van jou angs, van jou moegheid, van jou uitgeput voel, van jou soos die ouer mense sê, van 'n sielsmoegheid. Jy voel so moeg van jou uitbranding, van uitputting van elke soort. Droefheid. Kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. So ek wil jou aanmoedig vanoggend. Ek het dit hierdie week vir myself gebid. Ek was van maandag tot vrydagoggend in die bed, vrydagoggend opgestaan. Met so 'n begin van bronkietis. En ek het vir die Here dit gevra terwyl ek al lê en ek bid oor hierdie stuk. Ek sê, Here, gee dit vir my ook. Gee vir my hierdie rus. Bid hierdie vers. En dan glo jy hierdie vers en jy vat Jesus as die rus vir jou siel. Al is jy 'n Christen en jy het Jesus as jou verlosser, kom vat hom net opnuut en sê, ek wil dit hê. Ek wil U hê en rus in U. Nommer 2. Hoekom moet jy kom?
Jesus is sagmoedig en nederig. So die eerste een was, jy is moeg en oorlaai, en tweede is, hy is sagmoedig en nederig, in vers 29 en 30. 'n vriend het my vertel, van 'n gemeente waar hy groot geword het, 'n redelike groot gemeente, en die gemeente het verdeeld geraak. Want party mense in die gemeente sê, jy moet jou sonde na Jesus toe bring en kom rus net in hom. En ander mense in die gemeente sê, nee, die Bybel sê, dis 'n wedloop, dis 'n oorlog, ons moet streef, ons moet veg. En toe is daar verdeeldheid in die gemeente, daaroor. Sjoe, die duiwel is daarom slinks, hy verdeeldheid daaroor kan bring. Wat een van die twee groepe was reg? Vers 28, ek sal vir jou rus gee. Vers 29, neem my juk op julle. Dis al twee. Dis nie een of die ander nie. Nou wat bedoel hy as hy sê, ek gaan vir jou rus gee? Julle weet mos hoe lyk 'n juk, en ek is nou so jammer, al die kinders moes nou met vakansie gaan. Maar nou ja, kom ek wys vir die groot mense prentjies. So daar is 'n juk vir osse. Daar sit jy mos nou so om die bo oor die osse se skoffie by die nek. Volgende een. So daar het jy osse onder 'n juk. Jy sien nou, pas dit mooi op hulle, lê op hulle nekke. En ek dink hierdie silwer in die middel, as jy die volgende, die silwer, daar is die ketting aan. Wat nou sal teruggaan na die boer toe, wat met die ploeg staan. En dan sleep die osse om sodat hy kan ploeg. Baie dankie. Nou wat gebeur het is, net om die prentjie verder vir jou in te kleer, is wat jy doen is as jou een os nou dood gegaan het. Maar hier het jy 'n sterk, ervare os, hy het al honderde kere geploeg. Nou bring jy 'n nuwe os in, hy's jonk, hy's groot, maar hy het nie ervaring nie, en hy's nie so sterk, hy moet nog bietjie bief en kragte bou, hy's nog nie so sterk soos hierdie een nie. Dan sit jy die ou ervare sterk os saam met 'n jong os. Jy sit die swaarste gewig lê op die ou os. Die jong os, die juk lê saggies op hom. Die ou os doen meeste van die werk, die jong een loop net saam en hy leer hoe doen mense dit. Dis wat Jesus hier sê. Vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my. Ek dra die gewig, ek het dit alles gedoen. Ek wil hê julle moet saam met my stap. Stap net langs my, bly net naby my. Nou hier's 'n paar dinge wat ons leer uit hierdie beeld van jou verhouding met Jesus, as ons hierdie beeld van 'n juk het op die osse se nek. Die eerste ding wat jy leer is, Jesus verbind jou aan homself. Hy sê, ek wil hê jy moet by my bly. Ek wil hê jy moet naby my bly. En hoe bly jy naby aan hom? Jy praat met hom gedurig. En jy hoor gedurig wat hy vir jou sê, en jy het gemeenskap met hom. Jy kom na sy woord toe. Jy kom waar die kinders van die Here is en so aan. Maar, en ek wil amper vir jou sê, vir al die evangelies, ek het dit nou hierdie week begin doen. Ek het dit al seker 'n jaar terug gehoor, toe dink ek wil dit begin doen. So elke dag in my stilte tyd, lees ek 'n psalm, 'n hoofstuk in Spreuke, en dan het ek ander stukkies wat ek lees. Maar toe het ek nou ietsie bygesit, wat ek later in die dag doen. En dit het ek by 'n ou man geleer wat sê, elke dag van sy lewe, lees hy een hoofstuk uit Matteus, Markus, Lukas of Johannes. En as hy deur is, dan begin hy weer. Want hy wil heeltyd Jesus voor oë hou. Jesus se lering, Jesus se lewe, Jesus se verlossingswerk. So Jesus sê in vers 29, neem my juk op julle en leer van my. So kom naby Jesus en hou heeltyd vir Jesus dop in Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En kyk hoe het hy geloop. En dan loop jy saam met hom. Jy kyk na sy lewe. En op daai manier leer jy wat vers 29 sê. Neem my juk op julle en leer van my. Wat gebeur as jy heeltyd in 'n plek is waar daar parfuum is en jy loop uit daar? Jy werk sommer in daai plek. Jy begin daarna ruik, né? Thomas Watson, 'n ou prediker, my gunsteling Puriteinse prediker 400 jaar gelede in Engeland. Be among the spices and you will smell of them. Walk with the wise and you will become wise. Spreuke 13 vers 20. Dis amper soos Johannes en Jakobus, né? Ag ja, Johannes en Petrus. Toe hulle voor die Joodse raad staan, dis nou na Jesus terug is hemel toe.
Toe kyk die Joodse raad na Petrus en soos hy en Johannes praat, sê dit, en hulle het agtergekom dat hierdie manne by Jesus was. So laat mense deur jou lewe agterkom, jy so baie by Jesus, jy so baie tussen die parfuum, jy begin daarna ruik. Jy so baie by Jesus, mense begin sê, hierdie man, hierdie vrou was by Jesus. So leer van my, leer van my. Hy wat sê dat hy in Christus bly moet wandel soos hy gewandel het. Enige disipel, as hy sy kursus voltooi het, as hy heeltemal klaar studeer het, dan sy soos sy meester sê, Lukas 6 vers 40. As jy so by Jesus leer, jy sal soos hy word. En dan hierdie prentjie van die juk, wat ek op die skerm Tristan, hoe het ek nou verby jou gekyk? Ek sê nou, waar is die kinders? Daar sit hy. So jy het daarom die prentjie gesien, ek's bly. Dan is hy nou weer as klaar met skool. Sy is nie meer kinders nie. Hierdie beeld van die juk beteken ook dat jy kom plaas jouself onder Jesus sy heerskappy, his lordship. Jy kom plaas jouself onder Christus en sê, hier's my nuwe meester. Jy is nie meer onder daai harde meester Satan, daai harde meester self, daai harde meester sonde, daai harde meester die wêreld, daai harde meester ander mense. Jy het 'n nuwe meester. En dis Jesus. En vers 29 sê, jy neem daai juk, vers 30 sê, my juk is draaglik, my las is lig. Is nie 'n swaar juk nie. Dis nie soos daai man vir Jesus gesê het, ek het die talent begrawe, die geld wat u my gee, ek het dit begrawe, want ek het geweet hy's 'n harde meester. Dis die beeld wat hy van Jesus het. Dis nie hoe Jesus is nie. Hy's nie daai harde meester nie. Hy's nie daai harde meester sonde. Daai een wat ook 'n las op ons lê, Psalm 38:5. Of Satan wat heeltyd jou aankla. En heeltyd vir jou sê, maar jy dit weer verkeerd gedoen. Kyk hoe lyk jy en kyk hoe lyk jou lewe en hoe noem jy jouself 'n Christen en jou hart is so, kyk hoe vuil is jou hart. Nee, Jesus sê hierso, my juk is sag. Hy lê saggies op jou nek. Dis sag, ek het die Grieks hier nagegaan, hy sê dis sag, dis maklik, dis gaaf, dis genadig, dis goed, dis lig, dis gemaklik. My juk is sag en my las is lig. Wat maak sy las lig en sy juk sag? Wel is sy karakter. Wat sê jy? Hy dra die meeste, ja, hy dra die bulk daarvan, dit lê net saggies op jou, maar dit is ook as gevolg van sy karakter, want hy sê in vers 29, ek is nederig en sagmoedig van hart. So dis hoekom, dis die tipe persoon wat hy is, dis die tipe verlosser en God wat hy is. Dis hoekom hy las lig is en die juk sag is. Nou as hy sê, hy is nederig van hart, onthou nou jou hart praat in die Bybel nie van die orgaan wat bloed pomp nie, dit praat van jou hele mens wees. So hy sê, my hele mens wees, my hele persoon is nederig. En nie net mens wees, Jesus as God is mens, God en mens, hy is nederig en sagmoedig van hart. Nou daai sagmoedigheid, meekness is not weakness. Sagmoedig beteken nie hy swak nie, ag hy sagmoedig, hy's 'n pushover. Nee, sagmoedig, die Grieks beteken letterlik, dis krag onder beheer. Soos 'n olifant, wat mos, jy weet 'n olifant kan 500 kg optel met sy slurp. Maar jy weet 'n olifant kan met daai slurp 'n blaartjie optel. Dis krag onder beheer. Christus se sagmoedigheid. Dis krag onder beheer. Met ander woorde, ek's nederig en sagmoedig van hart. Ek gebruik my krag om jou te help. Ek gebruik my krag tot jou voordeel. En as dit sê hy is nederig, beteken dit hy buig laag neer tot by jou. Net soos 'n pa sy kind sal help, 'n klein seentjie om sy skoen vas te maak of sy klein kind sal optel en hom dra. So sê hy, ek buig laag neer tot waar jy is, in jou swakheid, in jou gebrokenheid, in jou droefheid, in jou depressie, in jou vrees, in jou angs, in jou moedeloosheid, in jou sielsmoegheid. En ek kom tel jou op. Dis hoe Jesus is. So hy is nie daai fariseer nie. Matteus 23 vers 4, julle lê swaar laste op mense, en julle lig nie 'n vinger om daai mense te help nie. Jesus is nie so nie. Hy laat jou nie alleen soek nie. Wat Jesus doen,
Dus hy kom gee jou 'n nuwe hart. Hy haal die hart van klip uit, hy gee jou 'n sagte hart. En dan 'n sagte hart wat gewillig is. En hy sit sy gees in jou binneste om jou in staat te stel om hom te kan gehoorsaam, om hy las te kan dra, die ligte deeltjie wat jy dra. En hy skryf sy wet op jou hart, dat dit deel is van jou, van hoe jou nuwe lewe nou is, jou nuwe mens wees. En hy sê vir jou, werk jou eie verlossing uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om gewillig te wees, en om te werk, om hom tevrede te stel. Hy gee jou die krag, hy gee jou die gewilligheid, om daai ligte stukkie juk te kan dra. Hy het neergekom uit die hemelse hoogte, en so laag gekom, en die vorm van 'n diensknegt aangeneem vir ons gesterf om ons vry te maak. Dat ons nou onder hierdie juk kan loop en hom kan volg. Jy sien hierdie juk wat hy op ons lê, dis 'n juk van liefde. Ek wil nou gehoorsaam wees, want hy het my kom red. Dis nie meer al hierdie reëls wat ek moet hou, al hierdie reëls en is so swaar. Nee, dit is 'n juk van liefde. Hy het my vrygemaak. Hoekom sal ek hom nie wil gehoorsaam nie? So Jesus is amper soos 'n pa wat 'n swaar teerpaal, jy weet ons nou 'n teerpaal, ordentlike dik paal. Dan dra hierdie pa die swaar teerpaal en dan sien jy die 4-jarige laaitjie, hy kan net so bo by die punt uitkom, die punt van die paal, dan hou hy sy vingers so en hy dink hy dra saam. Ja, so lê die juk op ons. Jesus dra dit. En ons het net die juk wat op ons lê om ons te lei en naby hom te hou. Dis hoekom 1 Johannes 5 vers 3 sê dat dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. His commandment is not burdensome. Dit is nie 'n swaar las nie. Soos een man, hy het in die tyd van die apostels geleef, sy naam was Clemens van Rome. En Clemens het hierdie hierna verwys en toe sê hy, a yoke of grace, 'n juk van genade, 'n genadejuk. Dis wat dit eintlik is. Amper soos 'n huwelik. As jy nou 'n goeie huwelik het, en daar's 'n huwelik vol liefde en vrede, dan is dit mos 'n plesier om die skottelgoed te was. As my vrou my vra, kan jy my help of die bed op te maak? Ek maak elke dag die bed op. Dis nie vir my 'n probleem nie. Want ek's lief vir my vrou, dis vir my 'n plesier. So diens word 'n plesier. En dis dieselfde met die Here. Om Jesus te dien, as daar liefde is, en jy weet hierdie is 'n genadejuk, is 'n plesier. Met graagte dra ek haar juk, en doen ek u gebooie, Here, wil ek u gehoorsaam. Nou kan ek jou eerlik vra, want jy weet nou die antwoord wat jy vir my moet gee. Die antwoord is ja, nee, is my 'n plesier om Jesus te dien. Maar het dit vir jou 'n las geword miskien? Voel jy so oor Jesus? Voel jy, ja, dis 'n plesier, of voel jy, dis 'n las? Dis 'n las, ek moet stilte tyd doen, en dan moet ek kerk toe gaan op Sondag, en dan vra Iwer nog elke week, en ek voel skuldig, want ek kom nie by een biduur uit nie. En daar's bidure om by te woon, en daar's tiendes, en in die kerk sê Jesus nou nie wat dit moet wees, of wat ons wil hê dit moet wees nie. Nou moet ek bydraes maak, en ek het 'n gesin om te versorg, en ek moet werk toe gaan elke dag, en ek moet tyd met my gesin deurbring, en dan moet ek nog ander mense, ek kom nie eens by enige iemand uit nie, ek bly in Gauteng, jy weet, agter Palisades en elektriese heining met groot honde en klokkies, en hoe kom ek nog by mense uit om mense te dien, en jy het begin voel, maar my diens vir Jesus is 'n las. Ek kan vir jou uit my hart uit en baie eerlik sê, dat ek so gevoel het. 2 jaar gelede het ek begin voel as 'n las. Is 'n las. Ek het elke week 2 preke wat ek moet gereed hê vir Sondag, en daar's soos wat julle by julle werk, en daar's 'n deadlines. En soos elke Sondag 'n deadline, ek moet klaar wees voor Sondag, en dan sit ek Saterdag aan 9 uur nog in daai studeerkamer, ek is gefrustreerd want ek kom nie by my gesin uit nie. En daar's huisgodsdienst, en ek het elke dag huisgodsdienst, moet daarby uitkom, my kinders gevoel gefrustreerd, want as sodra pa instap van die studeerkamer by die kerk, kry julle huisgodsdienst, kry julle Bybels, en jy begin voel, en ek moet berading doen, en ek moet by mense uitkom, en ek kom nie genoeg by hulle uit, en ek moet besoek, en wat 'n las. En ek bid vir elke een, en ek moet vir elkeen by naam bid, en daar's vas daar, en toe uiteindelik toe ek by 'n dokter uitkom, die specialist, toe sê hy vir my, you don't love your job. Ek sê, what? Ek sê, I love my job.
preach God's word. They say you're not honest with yourself and you're not honest with your church. You don't like your job. To say you never burn out if you love your job and you exercise. Never. Wat? En Deidre sit toe langs my, toe die dokter my praat en toe sê sy vir my, dis waar. Jy is nie 'n rustige mens nie. Jy kan nie eens jou tande rustig borstel nie. Altyd hardloop. En toe sê sy vir my die woorde, jy is vreugdeloos, jy het jou blydskap verloor. Ek sê, wat? Ek was so geskok, ek het dit nie gesien nie. Ander mense sien jy mos beter as wat jy jouself eintlik sien. En my liggaam het belas gevoel en my siel het oorlaai gevoel. Ek onthou ek het vir my pa 'n boodskap gestuur. Ek het niks teruggekry en ek nie verstaan hoekom nie. En ek het nie besef hy sal toe nou al 'n entjie ver met die Alzheimer's nie. Ek het gesê, please pray for me, my soul is in deep distress. So belas gevoel. En toe sê Bram Hatting vir my, die ou wat my toe nou deur die ding beraad het, toe sê Bram Hatting vir my, hy sê, as jy voel jou diens vir Jesus is 'n las, dan is dit nie Jesus wat daai las op jou gelê het nie. Dis of jy self of die duiwel of die wêreld of iemand, maar is nie Jesus nie. Want jy voel soos Martha, met heeltyd vir Jesus dien, ek doen al hierdie goed vir hom, niemand waardeer dit nie. Jesus, ek werk heeltyd sloof myself af in die kombuis om kos te maak vir u en Maria sit net by u voete. Gaan u niks doen nie aan nie, gee u nie eens om nie. En dan begin jy die Here blameer. En toe sê Bram vir my, as jy so voel, is nie Jesus nie, want Jesus se las is lig en sy juk is sag. Jesus gee rus vir jou siel. Dis nie Jesus wat daai las op jou gelê het nie. En ek wil dieselfde vir jou sê. As jy so voel vandag, jy dink, so las, die Here lê al hierdie laste op my, ek moet dit doen en dan is nie Jesus nie. Dis die duiwel wat homself voorgedoen het as Jesus, as 'n engel van die lig en gesê het, ek is Jesus, ek lê laste op jou. Kom, jy moet dit en dit en dit en dit vir my doen. Nee, wat vereis Jesus van jou? Wat is die enigste ding wat Jesus van jou vra in hierdie verse? Die groot ding, kom na my toe. Kom net na my toe. En ek sal vir jou rus gee vir jou siel. So ek wil jou vra vandag, moenie uitstel nie. Kom vandag. Kom dadelik. Kom na my toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid, doen u werk asseblief. En wil u dan mense trek na Jesus toe vandag. U sien, hier sit 'n klomp mense, en party van hulle het vriendelik geglimlag, en gesê goeiemôre, maar u sien agter daai glimlag, is daar baie seer, en baie moegheid, en uitgeput voel, en stikkend voel. Here, trek hulle dat hulle na u toe sal kom, en kom gee u vir hulle rus, en lê 'n sagte juk op hulle asseblief. In Jesus naam, amen. Ons gaan afsluit met 'n lied oor Immanuel, God wat deur Jesus na ons toe neergedaal het, om saam met ons te kom wandel, saam met wie ons nou die las kan dra. Staan saam met ons en dan sing ons, sluit ons af met hierdie lied. Emmanuel.
ontvang die seën van die Here. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart. Want my juk is sag en my las is lig. Amen.